Baie welkom aan jou op hierdie pragtige lentedag by ons paar minute van stil wees in die Here se teenwoordigheid. Mag sy naam in hierdie volgende paar minute geheilig word. Kom ons bid saam. Vader, in Efesiërs 2 vers 98 sê U vir ons is inderdaad uit genade gered deur die geloof, nie deur enige iets wat ons uit onsself uit doen nie. Daarom het niemand van ons rede om op onsself trots te wees nie. Baie dankie vir die gawe van die ewige lewe wat ons saam met U as erfporsie ontvang het. In Jesus se naam. Amen. As ons saam met Lukas kyk na Jesus se reisverhaal, dan het ons nou al gesien hoe dat Jesus 'n paar baie aangrypende stories, gelykenisse vertel het vir die mense met wie hy te doen gekry het. En hoe dat hy aangrypende karakters ontmoet het op hierdie pad, om met hulle te praat oor hoe kom 'n mens in die hemel. En vandag kyk ons na Lukas 18 vanaf vers 18 tot 30. Die verhaal van die ryk man. En dan lees ons in vers 18, 'n man van aansien het aan Jesus die vraag gestel, goeie leermeester, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? In Markus 10 vanaf vers 17 lees ons vanuit sy weergawe dat hierdie jong man het na Jesus toe aangehardloop gekom, op sy knieë voor Jesus neergeval en vir hom gekonfronteer met die vraag, goeie leermeester, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? Verseker die belangrikste vraag wat enige een van ons in ons lewe kan vra. Want ons is in die eerste plek hier op aarde om onsself voor te berei vir die ewige lewe. En wat hier baie interessant is dat hierdie ryk jong man het alles aan sy kant gehad. Hy het die jeug aan sy kant gehad. Hy was baie ryk en hy het gesag aan sy kant gehad, want hy was een of ander heerser wat autoriteit ervaar het. Menslik gesproke het hy alles gehad om gelukkig te wees. Sy vraag aan Jesus sê vir ons duidelik dat hierdie dinge hom nie gelukkig gemaak het nie. En dan antwoord Jesus vir hom op sy vraag met 'n vreemde metode. Jesus het in vers 19 geantwoord, waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie, behalwe God alleen. En gaan ons nou sien hoe dat Jesus met hierdie woorde die jong man wat gedink het, dat hy die regte dinge doen en goed genoeg is uit homself uit om in die hemel te kom, hoe dat hy hierdie man se verkeerde siening van goed wees challenge. En dit bring my by die eerste baie belangrike punt, dat ek en jy, wanneer ons oor die ewige lewe dink en praat, maar dikwels onsself op die skouers klop, en dink dat ons uit onsself uit goed genoeg is om daar te kom. En dan antwoord Jesus vir hom in vers 20 en 21, jy ken die gebooie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie valse getuienis gee nie, eer jou vader en jou moeder. En dan antwoord Jesus, hierdie jong ryk man vir Jesus, dan sê hy, al hierdie dinge wat u nou vir my gee, het ek van my kinderdae af onderhou. En kry ek so half die idee dat hierdie ryk jongman homself op die skouer klop, soos wat ek en jy ook maar maak, en sê, maar Here, ek doen alles wat goed is, ek hou nie my lewe op met 'n klomp slegte dinge nie, ek is gehoorsaam aan die wet, en nou moet ons weet, dat in die Joodse tyd, in Jesus se tyd, is 'n goeie mens gedefinieer as 'n mens wat die wet van Moses onderhou. En dit laat my dink aan die gebed van die fariseer en die tollenaar wat ons in Lukas 18 daarvan af vers 9 lees.
Die Fariseer het by die tempel gaan staan en by homself so gebid: O God, ek dank U dat ek nie soos ander mense is nie, diewe, bedrieërs, egbrekers en ook nie soos hierdie tollenaar nie. Ek vas 2 keer 'n week en gee 1/10 van my hele inkomste. Maar die tollenaar het daar ver bly staan en wou selfs nie na die hemel opkyk nie. Hy het bedroef op sy bors geslaan en gesê: O God, wees my sondaar genadig. En dan antwoord Jesus: Ek sê vir julle, hierdie man en nie die ander een nie, het huis toe gegaan as iemand met wie se saak met God reg was. Daarom toets Jesus hierdie ryk jong man met vers 20 en 21. En wil hy eintlik vir hierdie man sê, niemand kom in die hemel op grond van sy eie verdienste nie. Soos wat Efesiërs 2 vers 8 en 9 sê, ons word inderdaad uit genade gered deur die geloof, nie uit enige verdienste van ons kant af nie, want daarom het nie een van ons enige rede om op onsself trots te wees nie. Daar is ook 'n aangrypende teks in Romeine 3 vers 23 wat dit bevestig. Almal, let wel, almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie. Maar ons word sonder dat ons dit verdien op grond van sy genade vrygespreek vanweë die verlossing deur die Here Jesus Christus. Dit laat my dink aan die Sweedse paalspringer wat die afgelope Olimpiese spele daai pragtige paalspring wêreldrekord gebreek het. En toe hy die laaste keer oor die dwarslat is, het hy 2 keer misluk. En hulle het vir hom 'n derde geleentheid gegee om homself te bewys. Die mense het naels gekou en vasgenaal bly sit. En die derde keer toe spring hy oor die dwarslat. En hy breek die wêreldrekord as ook sy vorige eie rekord. En dit het my so laat dink daaraan, hy sou nie die volgende hoogte van die dwarslat op daardie aand kon oorspring nie. Hy het sy grense vir daardie aand bereik, alhoewel hy as 'n wêreldkampioen uit die stryd getree het. Ek het verlede week gehoor, hy het alreeds weer daardie rekord ook gebreek met 'n sentimeter hoër. Wat wonderlik is. Maar daar het hy weer sy grens vir 'n bepaalde tyd bereik. En so is dit ook met my en jou. Ek en jy kan die Here se wet 100% probeer nakom. Maar Jakobus 2 vers 10 sê, as ons een van die 10 gebooie oortree ons die hele wet. En wie van ons oortree nie elke dag een van die 10 gebooie nie? En die Here God se eis om in die hemel te kom is volmaaktheid. En nie een van ons kan hier op aarde, al is ons hoe lief vir die Here, 'n volmaakte lewe leef nie. Daarom het ek en jy 'n verlosser van buite af nodig gehad. En daarom bring Jesus in vers 22 en 23 hierdie ryk jongman grond toe. As Jesus vir hom sê, een ding kom jy nog kort, gaan verkoop alles wat jy het en deel die geld aan die armes uit. Jesus sê vir hom, maak leeg jou sakke en gee alles wat jy het vir die armes. Toe hy dit hoor, was hy diep teleurgesteld, want hy was baie ryk. Daarmee het Jesus nie 'n nuwe reël gemaak en gesê, ek en jy moet ontslae raak van al ons geld, ons rykdom en armes omhels om in die hemel te kom nie. Nee, want Abraham hoef nie ontslae te geraak het van sy rykdom nie, maar hy was baie lief vir die Here gewees. En nog steeds het hy die ewige lewe geërwe. Josef van Arimatea hoef nie van sy rykdom ontslae geraak het om die ewige lewe te beërwe nie. Maar Jesus het deur hierdie sogenaamde vreemde antwoord wat hy vir die jong man gegee het op sy vraag,
het hy die bron van sy sekuriteit, die wortel van sy sekuriteit ontbloot. En het hy vir hom gesê, die wortel van jou sekuriteit is dat geld jou God is. Met ander woorde, jy sê dat jy die 10 gebooie volledig nagekom het van jongs af. Ek sê vir jou, jy het nie die eerste gebod nagekom wat sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele verstand, met al jou kragte nie. Want rykdom het jou God geword. En die drie-enige God is ondergeskik aan jou God van rykdom. En hierdie rykdom God het vir jou 'n valse sekuriteit gegee. Jy het in selftevredenheid en onafhanklikheid verval, wat deur jou hele lewe gewys het, dat jy nie meer die drie-enige God nodig het in jou lewe nie, dat jy nie 'n verlosser in jou lewe nodig het nie. En dan is die ryk jongman se reaksie hierop aangrypend in vers 23. Hy was diep teleurgesteld, want hy was baie ryk. Die kontras tussen baie ryk en sadness. Baie sad. Die Mirror Bybel beskryf dit in Engels so mooi. Own effort currency is monopoly money. Goeie werke, geldeenheid, is soos monopoly geld. Dit gaan jou nie ver bring in die realistiese lewe nie. En vers 24 en 25 is vir my hartverskeurend om te sien wat nou gebeur. Ons het gesien hoe die jong man in vers 18 na Jesus volgens Markus se vertelling hardloop en op sy knieë neerval en opgewonde vir hom sê, wat moet ek doen om die ewige lewe te kry? Want hy het eintlik gedink hy het die ewige lewe. En dan stap hy weg van Jesus af. Baie sad, diep teleurgesteld. En is die vraag vandag, hoe sou ek en jy reageer as ek en jy die ryk jongman was? En dan neem hy die domste besluit in sy hele lewe, as hy besluit, ek hou my geld en ek mis die hemel. Ja, rykdom wat jou God geword het, kan jou uit die hemel uithou. Jesus het by geleentheid gesê, wat help dit ons? Ons wen die hele wêreld, maar ons verloor ons eie siel. En dan sê Jesus vir hom 'n aangrypende ding, vers 25, dis makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te kom, as vir 'n ryke om in die koninkryk van God te kom. Die klem val hier vir Jesus op die onmoontlikheid. Dis onmoontlik vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te kom. Net so onmoontlik is dit vir my en vir jou om op grond van ons eie goeie dade in die hemel te kom. Ons het vir Jesus as verlosser nodig. En dan, die mense wat dit gehoor het, daarvan na vers 26, sluit ek af, sê toe vir hom, maar wie kan dan gered word? Daarop antwoord hy, wat vir die mense onmoontlik is vir God moontlik. Toe sê Petrus, kyk, ons het van ons besittings afgesien en u gevolg, en Jesus antwoord, dit verseker ek julle, daar is niemand wat ter wille van die koninkryk van God afgesien het van huis of vrou of broers of ouers of kinders nie, of hy ontvang in hierdie tyd al baie keer soveel terug, en in die tyd wat kom, die ewige lewe. Die vraag is daar enige ander God wat ek en jy belangriker ag as die drie-enige God? So onmoontlik soos dit vir enige mens is om deur goeie werke in die hemel te kom, net so moontlik maak die Here God dit vir ons deur sy seun Jesus Christus. Daarom sê een van die teoloë, R.C. Sproul, sê so pragtig in Engels, salvation is God's doing from start to finish. Jou redding is die Here se saak van begin tot einde.
There is absolute nothing that the human race can do to save themselves. Daar is absoluut niks wat die menslike ras kan doen om homself te red nie. God se genade het ons sonde oorwin in Christus Jesus en alleen deur Jesus Christus kan ek en jy die ewige lewe verkry. Mag dit waar wees in elkeen van ons se lewe. Amen.